die houers is natuurlik legio. Daar is dat 1000 houers. In die begin, omdat ek Japanees was en hulle, bedoel, bekend is vir hulle mooi pottery wat hulle doen. Dankie. Omdat hulle so beroemd en bekend is vir die pottery wat hulle doen, is die meeste potte is ons maar pottery. Baie is handgemaak, hier is ook een van daardie kragopse potte. Sy het blomme gedoen en sy het ikebana en sy was 'n potter. So wat ideaal was, is sy het spesiale houers gemaak. Jy kan nie enige, hy moet waterdig wees. Jy kan, ja, houers ook by baie seker maak is waterdig, want dis nie oase nie, dis alles met ja. Tenzaan is die spykerhouer. Hoor. Ek wil dit gou weet. Jy kom kyk. Ja, jy is welkom. Kyk, hy kort, jy kan voel hoe swaar is hy. Ja. Ja, hy roes nie. Hy is, as jy hom het jy hom vir ewig. Nou, die volgende een wat ek nou gaan doen is 'n slanting landskap. Nou 'n landskap doen mens baie later in jou lewe. 'n landskap is dit wat hy sê. My baby. Jy kyk mos watter styl wil jy gaan doen. Of jou tak, bepaal watter styl jy gaan doen. So jy besluit nie eintlik ek wil 'n upright doen nie. As jy 'n mooi tak gesien het, dan besluit jy wat hierdie tak, kan jy sien hoe mooi sy lê. As jy hom so plat van bo af kyk, dan sien jy mos nou die tak. As hy so staan en jy kom van so uit, hy mos nou nie dieselfde gevoel nie. Maar nou groei die tak nie soos jy hom wil hê daar van die boom nie. So jy kyk met jou oog watter lyn wil jy uitsny. So jy snoei hom nou. En jy besluit hierdie twee kompeteer met mekaar, so ek wil nie daai tak. Ek wil 'n tak hê wat slaat, wat mooi afkan. Hierdie 3 takke is te veel te naby aan mekaar. So dan sny jy hom nou af en jy sny vir jou en nou sien jy dat hierdie 2 is gevul en ook te naby aan mekaar. So ek moet nou eintlik op besluit wat sny ek af. Mens moet ook oppas om nie te yl te gaan. As ek hierdie tak net 'n bietjie draai, dan is hierdie 2 nie meer in kompetisie met mekaar nie. Dan is hierdie ene onder en hierdie ene bo. Terwyl as ek hom so hou, dan is hierdie 2 in kompetisie met mekaar. So, dit is alles wat jy nou maar met tyd in ag neem. So nou kyk jy presies die bak se vorm het natuurlik nou 'n groot invloed gehad op my keuse van tak, né? Ek het nou nie 'n tak gesoek wat so reg is nie. Ek het nou 'n tak gesoek wat nou so reg is. En dan sit ons hier aan ons kant. Jou een kant is altyd swakker as jou ander kant, né? Dis mos my hooflyn. Nou ek gaan hom nie in kompetisie stel hier nie. Ons goed is mos nou asimetries. So Dis die kontras of hierdie is nou eintlik hierdie is die kontras, hier is nog dieselfde materiaal. En nou kom met die kontras van die blomme en so aan. So hierdie tak is nou jou lyne. Jy het jou hooflyn gaan so toe, dan het jy jou short filler en jy het jou tall filler en jy al jou ander fillers. Hierdie kan deurgaan as my tall filler, hierdie tak. Maar as ek hom nie gehad het nie, dan sou ek hierdie tak ligter gemaak het en ek sou hierdie vir 'n tall filler gebruik. Sien jy? So as jy knip, moet jy nou jou fillers in gedagte hê. As hy bietjie te swaar na daai kant toe is, dan kan ons hom 'n bietjie sny ons hom af en ons maak ons 'n ander filler. Ons besluit wat ek, maar nie die tak is te swaar, hy is te veel in kompetisie met alles. So ons kan nou kyk wat is gaan daai afstand. Die rede hy so kaal oninteressante stand. So as ek nou die tol filler hier wil insit, dan kan ek nou hierdie ene insit om die hoogte te gee. En ek gaan hierdie blaar afsny wat te swaar is nou. Skus? Dis 'n tipe viburnum. Nou so dit blommetjie. O ja, hierdie is 'n ikebana skêr wat so jy kry hom maar in Japan met sy skerp puntjie. As hy nie val nie, dan hou hy vir baie. En dan sit ons skep ruimte. Kan jy die ruimte sien? Dan jy sien die wind gaan deur hom gaan. OK. So ons gaan hier kyk. 'n Landskap kan jy baie materiale ingebruik. Is hierdie nou 'n landskap? Hierdie is 'n landskap.
Hy verskil klaar sien jy, daar Ja. gaan oor die lyne. Hierdie het ook lyne, maar ek wil net my werk. Jy weet mense wat so baie goed sê, maar dis so belangrik om te weet wat is die verskil tussen om iets op te vul en om wanneer om iets toe te prop. En jy hoor wat ek sê, nie? Ons is mos die ou blaartjie, woeps. En dan doen hy niks vir jou. Ons doen dit veral so met ons rose en met ons ander blomme. En jy maak maar in elk geval, so oppas vir te veel goed. Te veel goed, hierdie is net om die rand sagter te maak. So ek wil juist die water wys, so hier is nou my lyn, dis my subject, hierdie is my tall branch, hierdie is my short branch. So dis jou 3 hoofstak. En nou jou blomme, vir ek sê die feit dat eergister 'n vakansiedag was, het nou gemaak by die mark, die bloemiste se blomme nou nie, gister gehad nie. Vir hierdie gaan jy nooit 'n roos gebruik. Jy gaan nie 'n anthurium gebruik. Jy gaan niks wat uit 'n hothouse wat gekweek word, gebruik. Hierdie is jou tuinblomme. Jou varkore, jou lelies. Dit is nie, kyk sy blaartjie, dit lyk soos iets wat in jou tuin kan groei. So jou landskap, as jy 'n landskap maak, dan is jou materiaal wat jy gebruik so natuurlik as moontlik. En hierdie is my object wat nou weer vorentoe kom. Jy kan besluit of wil jy hoeveel insit of jy meer wil insit. Ek gaan nou hierdie knop gebruik, maar ek wil nie hierdie swaar knop hê nie. So ek gaan hom afsny. Ek wil 'n ligter knop hê. Dit is 'n ligter rangskikking. So jy gaan nie nou alles wat jy nou hier insit met mekaar kombineer. Die belangrikste, en die ander ding is, 'n blom hoef nie net so te staan nie, hy kan so staan. So, sien jy die verskil? So ek gaan hom so rangskik, op, lig. Dit vertoon baie ligter as jy hom insit. Jou lentes, jou tall flower in hierdie geval, omdat ek 'n landskap het, is my blomme. Jy kry ook natuurlik 'n landskap. Jy kry 'n waterlandskap, 'n waterside, jy kry 'n mountain view. So as ek nou in die mountain mag gaan, dan gaan ek nou meer stomperig gaan. So jou materiaal bepaal eintlik wat se tipe landskap doen jy. Nou hierdie is net 'n gewone waterside. Nou moet ek besluit, hoeveel groot blomme het ek? As ek daai grootte daar het, dan het ek hierdie groter een my kleiner blomme. Ek moet besluit hoeveel, of ek ooit 'n groot blom wil in hê. Jy kan 'n kleiner blom insit. En dan kyk of hierdie ene maar 'n bietjie hoog, so ek gaan hom 'n bietjie korter maak. Ja, en dan as jy nou nog ander, ons doen dit nie sommer nie, maar jy kan 'n blom ligter maak. Ook rose. Kan jy kleiner en ligter maak as jy iets verwys het deur die buiteblaadjies af te breek. Maar en baie mooi dink, kyk voor jy dit doen, dat dit moenie opsigtelik wees nie. Niemand moet kan sien jy het hom kleiner gemaak, né? So jy moet baie versigtig wees as jy iets wil kleiner maak. Nou snaaks nê, dat ons het altyd met ons blomme vroeër jare geleer 3, 5, 7. In Japanees nie. 1 en 1 is 2, is enkel getalle, maar saam is dit nou 2. So hulle tel hom nie as 2 nie, dis 1 en 1. En nou later van tyd onder die invloed van westerse blomme, het hulle begin om ook 4 blomme te gebruik. Ek is nie baie lief vir die 4 blomme nie. So as ek hom nou alleen, as ek hom insit, sal ek hom by hierdie ene insit, laat dit lyk asof hy saam met die stam, saam met hierdie stammetjie gegroei. So, jy kan hom, en 'n knop tel net, as jy tel hom nie, 'n halwe blom of iets, jy tel nie 'n knop nie. So ek hoef nie daai knop te tel nie, dan het ek my 3 blomme. So dit is nou eintlik 'n basiese slanting, so dit is jou basiese, van jou basiese style wat jy doen. Nou ja, jy kan nou
Ag, jy kan hydrangeas, julle, hierdie tyd van die jaar verkleur hierdie hydrangeas ons in die mooiste kleure, nê. En daai blomme is fantasties. Onthou nie, sy tekstuur is bos. So jou keuse saam met waarmee, dis hoekom die Here vir hom hierdie soliede blare gegee het met daai fyn blommetjies. Dis die kontras wat klaar in die plant is. Okay. Julle, nou, ons gaan aan. Ek gaan nie altyd so baie vrae nie, maar ek is 'n juffrou. Ons is nog maar nie vrae. Hierdie rangskikking kan jy opblaas tot in 'n hele verhoog. Hoor? Jy kan 'n reusagtige rangskikking van hom maak, want hy kan verander. Ek kan nie van daai, ek kan net een rangskikking maak van daai appel. Hierdie ene, ek het meer as een van hierdie bakke, hier is nog 'n bak. En so gaan jy nader van hierdie oor na jou hydrangeas, van die hydrangeas dan af watter sy, dis baie seisoensgebonde, hoor. 'n Landskap is absoluut seisoensgebonde. So jy kan oorgaan en jy kan groot takke gebruik en 10 bakke hê en wat alles. So hierdie rangskikking wil ek eintlik sê kan groei. Hy hoef nie net so te bly soos hy is. Mag ek iets vra? Ja, asseblief. Met landskap of so. Ek het altyd gedink ikebana as jy gebruik takke en klippe en goeders. Kan jy mens nie klip of iets? En die oorharig gebruik as geen klip nie, maar wel goed. Enige tipe stuk, enige soort stuk, enige soort krap. Jy kan 'n dooie, wat albei klaar gebruik. Nee, jy kan enige nie. Jy is nie gebind. Jy kan in daai hoofmateriaal kan jy 'n dooie as jy nie klaar het met 'n net piesang. Jy weet hierdie piesangbome maak partykeer. Jy sien hom so aan. As jy nou vir my sê dit is swaar vir daai. Maar jy kan daai rangskikking kan jy in 'n